Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Dit is my eintlik exciting om hierdie reeks te begin. So dis iets heel unieks. Is iets wat ons nog nie eintlik gedoen het nie. Dit is 'n tematiese reeks waar ons kyk na die tema van vra wat weghou en ons glo hierdie is vra wat julle Christenvriende partykeer kan weghou van kerk af. En so ons glo regtig is actually baie belangrik om antwoorde te hê op hierdie vrae. En soos ons deur die reeks gaan, het ons dit ook so voorberei met die doel dat die mense gaan wees wat twyfel het en vra het oor hierdie spesifieke dinge. En soos ek hier kyk, is ek redelik seker hier's baie min van hulle vanaand, maar dit beteken nie hierdie is verniet gedoen en voorberei nie, want ons het nodig as Christene om ook antwoord op hierdie vrae duidelik te kan gee vir die daar buite. En so ek dink regtig hierdie is 'n ongelooflike geleentheid vir ons om in te duik op regtig bietjie meer apologetiese vrae wat ons vir ons vriende kan wys. Luister, hierdie is hoekom daar nie een ware geloof kan wees nie. Hierdie is hoekom God goed is, maar ook swaar kry toelaat. En hierdie is hoekom ons die Bybel kan vertrou. En so ek is opgewonde vir die reeks en ek wil julle weer aanmoedig om mense te nooi en te luister en te weet al is hierdie dalk bietjie intellektueel, ons as Christene het meer as ooit nodig om antwoorde te hê op hierdie vrae. So ek gaan afskop met 'n bietjie langer inleiding en hierdie is dalk die mees tegniese deel van my preek, maar ek wil hê volg my, luister, want dit is belangrik om te volg in die res van die reeks en baie belangrik om in ons kop te hou soos ons kyk na vanaand se onderwerp. So ek glo regtig ons lewe in 'n tyd met 'n kultuur waar skeptiese mense en godsdienstiges beide voel of hul bestaan bietjie bedreig word. So ons weet ons het definitief nie meer vandag 'n westerse Christendom van die verlede waar almal redelik Christen is nie, maar ons ook nie daai voorspelde samelewing waar niemand geloof ernstig vat nie. So ons het iets in die middel. Ons het ietsie anders. En so ons lewe met 'n populasie waar daar meer skeiding kom tussen die skeptiese persoon wat dalk 'n Christen was in sy ouer huis, maar nou begin vra en meer liberaal optree en actually begin rebelleer teen Christendom, en dan dies wat besef, maar wag, ek het in hierdie nominale Christenhuis groot geword of ek was nooit 'n Christen nie en eintlik Christendom baie ernstig opvat. En ons moet besef dat albei hierdie groepe is besig om te vermeerder. Dis 'n realiteit. En so my voorstel is dat beide van hierdie groepe moet kyk na twyfel of doubt in 'n baie nuwe radikale manier. En so gelowiges en dis nou julle en wanneer ek praat met skeptiese, weet dat jy kan dink aan die skeptiese vriend en hoe jy aan hulle kan kommunikeer. Maar ons as gelowiges moet erken en stoei met ons eie onsekerhede. Maar ook nie net ons eie nie, maar ook ons vriende se. Dis nie okay om net jou vriend te los met sy onsekerhede nie. Nee, ons wil hulle help en ons moet ook stoei met dit. Dis nie genoeg vir ons om net Christene te wees omdat ons so groot geword het nie. Slegs as jy en ek lank en hard stoei met argumente teen ons geloof, sal ons ordentlik en deeglik kan rede gee vir ons geloof en actually daai skeptiese vriend of vriendin kan bereik. En so in hierdie proses sal ons onsself ook vind in 'n sterker geloofsposisie en respek vir die ander persone wat twyfel. Jy sal meer oortuig wees van wie jou God is en wie Jesus is. En dan aan die ander kant, met die skeptiese mens, en so hierdie kan jy vir hulle sê, ook leer om te kyk na die tipe geloof wat weggesteek is in hulle argumentering teen geloof. Want alle onsekerhede, alle twyfel, hoe skeps en vreemd ook al, is eintlik maar net ook 'n stel alternatiewe geloofsoortuigings. Sien, jy kan nie twyfel in geloof A sonder 'n posisie van geloof in B nie. Jy kan nie sê nee, Christendom is nie waar nie want daar kan nie net een ware geloof wees nie, want dan moet jy erken dat hierdie stelling op sy eie is 'n geloofsoortuiging en dat jy eintlik sê jy het die waarheid. So aan beide kante van die spektrum moet jy basies 'n leap of faith maak. So jy kan net sowel seker maak dat jou redes agter jou geloof logies en ooreenstemmend is. Dit sal nie sin maak vir daai skeptiese vriend of vriendin van jou om meer regverdiging van die Christelike geloof te verwag as hulle eie saamgestelde geloof nie. Alhoewel dit soveel keer gebeur. Regverdiglik moet hulle doubt.
En so ek glo werklik dat as daai vriend of vriendin besef waarop hulle oortuigings gebaseer is en hoekom waarop hulle twyfel in Christendom gebaseer is en soveel bewyse vir dit soek, hulle twyfel, as hulle soek of verwag van 'n Christen om hulle geloof te verdedig, dat hulle actually sal sien dat hulle opinie nie so standvastig is soos hulle gedink het nie. So, bietjie tegnies, maar nadat beide kante gestoei het met hierdie oortuigings en regtig aan redes soek het vir hulle opinie en hulle standpunt, skeptiese of gelowige is en selfs al bly jy 'n skeptiese of gelowige na die proses, kan daar soveel meer duidelikheid wees tussen ons. Ons kan ons medelee vir mekaar soveel meer vermeerder en soveel meer respek hê vir mekaar en soveel meer liefde hê vir mekaar, want ons weet actually ons het die proses deurgegaan en ons weet waarvan ons praat. En dit lei tot 'n beskaafdheid in ons samelewing wat nie iets is wat ons net vanselfsprekend moet vat nie. So, in ons reeks gaan ons 3 belangrike vrae ondersoek rakend Christendom. Ek het dit reeds genoem en daar gaan baie twyfel wees en selfs Christene, selfs julle wat hier sit, ek seker daarvan, toe ek hierdie vraag moes ondersoek het selfs ek begin dink, hoor, is dit regtig so kind of so wat is die redes daarvoor? Hoe weet ek daar's net een ware geloof? En ek dink van julle sit en julle weet, julle sukkel dalk so net so klein bietjie ook met dit. Die binne het jy so klein bietjie twyfel of ons God regtig die een ware God is. En so ons gaan induik in twyfel in die reeks, maar ek wil julle bemoedig met die storie van Thomas. Sien, Thomas het so getwyfel in die opstanding van Jesus. Hy was glad nie seker daarvan nie. En toe Jesus hom gekonfronteer het hy hom gechallenge om nie te lewe in twyfel nie. Jesus wou so graag vir Thomas gehad om nie te lewe in twyfel nie, maar nog steeds, ten spyte van sy twyfel, het Jesus gesê, kom, voel aan my gate, voel aan my sy, en het hom gewys, bewyse gegee, dat hy opgestaan het. En so ja, ons gaan in doubts ingaan, en ons gaan in goed van waar ons twyfel, en dit is okay vir jou om te twyfel, dis regtig okay, dis goed, en ons gaan later sien, God nooi ons uit om te twyfel, maar, of jy gelowige of skepties is, wil ek hê, dat jy nie moet aanhou lewe in twyfel nie. Maar te weet, daar is bewyse. Soek dit en jy sal vind. Die resultaat sal jou verbaas. Kom ek bid vir ons. Almagtige God en Hemelvader, Here, ek is oortuig vanuit my hart uit, dat die mense hier vanaand geroep is deur U om hier te wees, Here. Here, ek is oortuig dat al hoor een ding, al hoor hulle een van hoe groot en magtig U is, al hoor hulle hoe amazing U is, of wat se rots U is, of dat U die enigste ware God is, en dit versterk hulle geloof net 'n klein bietjie, Here, weet ek dat alles van ons die moeite werd. En Here, ek weet U sal werk, ek weet U sal deur die woord praat, Here, mag hulle kom sien uit die woord, daar is geen God, behalwe Jesus Christus nie. Die skepper van die heelal nie. Here, mag hulle kom sien en ontmoet wat dit beteken om 'n Christen te wees en hoe ongelooflik trots ons kan wees daarop om U te kan dien en op wat U vir ons gedoen het en hoe bly ons kan wees in U en hoe seker ons kan wees dat U is die enigste ware God. Here, ek is vanaand meer as ooit bewus van my swakheid en my sonde. Maar ek weet wanneer ek swak is ek sterk. En so ek vra dat U my sal gebruik die Gees om deur my te praat en so te gaan na elke hart hier, versag harte vanaand, Here, en werk met die Gees en bring waarheid na hulle, want dis wat ons nodig het. En dis hoe ons vriende en vriendinne gaan bereik, is deur die waarheid en die krag van die evangelie. Gebruik vanaand in Jesus se naam. Amen. So, kom ons spring in by vanaand se groot vraag, en dit is, kan daar een ware geloof wees? En ek dink as ons hierdie vraag moet opsom, of die tema vir vanaand moet opsom, of die probleem moet opsom, kom dit neer basies op een woord, exclusivity, eksklusiwiteit. Hoe kan daar een ware geloof wees? Is dit nie 'n baie nou siening van die wêreld nie? En so, elke geloof oortuig sy volgelinge dat hulle geloof hierdie die waarheid is, en dit lei daartoe dat elke geloof hulle eintlik hoër ag as die ander een. En so vanaand gaan ons kyk na die Bybel en hoe God ons uitnooi om eersins wel te vergelyk. God is nie bang vir ons om hom te vergelyk met ander gelowe nie. Maar dan gaan ons tweedens sien, wat is die resultaat as ons hom actually vergelyk, en hoe ironies en humoristies hy verduidelik wat dit beteken om 'n ander God te dien. En dan gaan ons eindig met die laaste punt om te sien hoekom Christendom die een ware geloof is en hoekom Christendom die wêreld kan red. Nou voor ek begin,
kan jy sê, nee, maar Ruben, jy sal klaar bietjie biased en jy soos kom van jou opinie af met die Bybel en hoe weet ons kan dit gebruik as daar weet 'n objektiewe siening moet wees. Nou, ek glo regtig elkeen van julle hier soos ek kom met jou eie subjektiewe posisie van wat waar en reg is. En jy gebruik autoriteit of dit jou eie gedagtes is of YouTube is of iemand slim is van wat jy dink goed en waar en reg is. Nou, ek gebruik die Bybel. So jy hoef nie te glo dis reg nie, jy kan dit net sien as 'n leesstuk, maar tog moet ons albei actually kyk of hierdie logies sin maak en dalk waar is. So, dit genoem, wil ek hê ons moet inspring en kyk wat sê God in die woord. En ek wil jou uitnooi om regtig saam met te lees. Toe Johan gelees het hy so amazing gelees, maar dit is 'n lang stuk en ek besef van ons raak dalk dwaal hier in die middel want dit is 'n lang teks en bietjie moeiliker woorde, maar ek wil regtig julle moet saam met my volg en sien die argument wat die skrywer hier vir ons uitwys en sien hoe amazing die woord is, die Bybel is wanneer ons na dit kyk in diepte. Okay, so die heel eerste punt, okay? God verwelkom vergelyking. Lees saam met my vanaf vers 6. Thus says the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. Besides me there is no God. Who is like me? Let him proclaim it. Let him declare and set it before me, since I appointed an ancient people. Okay? God maak dit duidelik, hy sê proclaim it. As jy soos ek is, lê dit voor my neer as jy sê jy soos ek. Let him declare what is to come and what will happen. Fear not, nor be afraid. Moenie twyfel nie, moenie bang wees nie. Have I not told you from of old and declared it? And you are my witnesses. Is there a God besides me? There is no rock, I know not any. So, die God van die Bybel daag ons uit om argumente voor hom te lê en te sê, kom en kyk of daar ander gelowe is en of ek die enigste ware God is soos ek vir jou hier sê ek is. Die God van die Bybel weet daar is geen ander nie en daarom kan ons hom vergelyk en sien dat die waarheid sal neerkom op hy wat God is. Ons sal by uitkom, maar ek glo dit. So kom ons kyk na 'n paar argumente wat baie klassiek is van vandag om die idee van een geloof te vernietig. Okay? Gaan nie in diepte ingaan nie, maar ons gaan vlugtig daarna kyk en hierdie is die regtig klassieke argumente wat ek kan hoor van mense. So hoor asseblief mooi want dit is nogals crazy hoe mense hierdie goed kan uitflash. Nou voor dit was al lank al probeer om eintlik die idee van geloof te vernietig, om religion in sy entirety soos weg te vat. En dit het net glad nie gewerk nie, want Christendom het net aanhou vermeerder saam met baie ander gelowe en die persoon wat wil sê daar's geen geloof nie, is eintlik besig om te sê dat hy 'n geloof het want hy glo daar's geen geloof nie. So ons kan nie geloof wegvat nie. Okay. Nou, kom ons begin. Die 4 argumente wat baie sterk probeer sê dat daar geen of nie een ware geloof kan wees nie. Eerstens, alle gelowe is ewe geldig en leer basies dieselfde ding. Okay? So mense sê jy kan nie sê daar's een ware geloof nie, jy kan nie exclusive raak nie, want alle gelowe is pretty much dieselfde ding. Nou obviously het hierdie persoon geen idee wat aangaan in die verskeie gelowe nie, want as jy in diepte gaan is al groot verskille. Tweedens, elke godsdienst sien gedeeltelik die waarheid, maar geen godsdienst sien die volle waarheid nie. Okay? So pretty much daai prentjie van die berg hierbo is die waarheid en ons almal volg maar net 'n patroontjie om die berg, maar daar's nie eintlik net een pad nie, okay? So almal sien gedeeltelik die waarheid en doen 'n uitding, maar daar's nie een volle waarheid nie. Daarins godsdienst is slegs gevestig vanuit geskiedenis en kultuur en daarom is daar of is die idee van een ware geloof arrogant, okay? So die argument wat jou vriend sal sê, nee, maar as jy in 'n moslimland groot geword het, sou jy 'n moslim wees. So hoe weet jy dat jou geloof reg is want dis net hoe jy groot geword het, okay? So jou geloof is gevestig of kom van geskiedenis en jou kultuur af. Vierdens, dit is arrogant om te glo jou geloof is reg en dan mense eintlik daarvan te probeer oortuig. Okay, so dis die 4 argumente. Nou, ek kan in diepte in elkeen van hierdie ingaan en probeer verdedig. Maar grootendeels is elkeen van hierdie stellings, luister mooi, elke een van hierdie stellings of een van die stellings wat gemaak word deur 'n persoon, 'n eksklusiewe claim tot waarheid. Jy kan nie sê daar kan nie een ware geloof wees nie, maar dan gebruik jy een van hierdie redes nie, want jou rede wat 'n geloofsoortuiging is, moet dan die een ware geloof wees. Maak dit sin? Daar's hierdie illustrasie wat dit bietjie duideliker kan maak van die blinde man en die olifant.
So hier's 3 blinde mans en hulle loop en hulle kom by olifant uit, maar hulle is blind, okay? So die eerste man begin voel aan die slurp en hy sê, "Jesus, hierdie ding is lank en dit voel soos 'n slang." En sy ander vriend sê, "Nee, hierdie ding is rond en groot en dit voel amper soos 'n boomstom en hy hou vas aan die olifant se been." En die derde vriend sê, "Nee, hierdie is groot en plat." En hy voel aan die olifant se sy. Nou die probleem met hierdie storie of enige skeptiese persoon wat hierdie storie gebruik, is dat die storie backfire so hard op homself. Want as jy sê hierdie is hoe gelowe werk, dat elkeen het net 'n deeltjie van die waarheid, maar niemand sien eintlik die groot waarheid of die olifant of die een geloof nie. Wel, jy staan van 'n posisie af waar jy dan kan sien. As ek die storie vertel en sê daar's 3 blinde mans, sê ek okay, so ek sien maar julle 3 is blind. Dit kan nie werk nie. Verstaan? Of jy is saam met my blind of daar is 'n waarheid. Jy kan nie vir my sê Christendom is die enigste of Christendom is 'n deeltjie van die waarheid en daai is 'n deeltjie van waarheid, maar dan staan jy en jy maak asof jy dan al die kennis in die heelal het nie want jy groter prentjies sien nie. So daar's of een waarheid of almal is blind. So teen die tyd behoort ons te sien hoekom die aanvalle teen eenware geloof nie kan werk nie. Skeptiese ongelowiges glo dat 'n eksklusiewe standpunt tot godsdiens kan nie waar wees nie, maar hierdie standpunt self is 'n eksklusiewe standpunt. Dit aanvaar dat God onkenbaar is, of dat God liefdevol maar nie regverdig is nie, of dat God 'n onpersoonlike wese is eerder as 'n persoon wat deur sy woord praat. En al hierdie is onbewysbare geloofsvertuigings. Hulle glo dat die wêreld 'n beter plek sal wees vir almal as ons net die tradisionele godsdienstige sienings van die dag sal los. So, duidelik is hulle siening eksklusief en die enigste standpunt op natuur en geestelike realiteit. So as alle ander sienings of alle ander godsdienste sienings moet vermy word, dan moet hulle siening om te sê dat dit nie kan werk nie vermy word. So, dit lyk vir my dat dit nie help ons probeer argumenteer dat daar meer as een geloof kan wees nie, want dit werk nie. Maar ook nie almal kan reg wees nie. Daar moet een waarheid wees. En ons sien dat die God van die Bybel hierdie weet. Hy weet daar is geen ander soos hy nie. Maar kom ons leer verder en sien wat die verskil tussen hierdie God en ander gelowe. Okay, so ons gaan 'n langer gedeelte lees. Ek wil hê jy lees saam met my en volg die argument. Volg die humor en die ironie in die argument en sien een ding. Al die ander gelowe, en ons gaan dit nou ook sien, al die ander gelowe wat bestaan buite Christendom is mensgemaak en kom van die mens af en is afhangend van die mens. Christendom kom van buite ons en buite ons realiteit en buite ons wêreld. Okay. Dit genoem, kom ons spring in. Vers 9. All who fashion idols, okay, almal wat vir hulle gode bou en maak, are nothing. And the things they delight in do not profit. Dit werk nie. Their witnesses neither see nor know that they may be put to shame. Who fashions a god or casts an idol that is profitable for nothing? Behold, all his companions shall be put to shame, and the craftsmen are only human. The craftsmen are only human. Let them all assemble, let them stand forth. They shall be terrified, they shall be put to shame together. Okay. Hy sê, almal wat ander gelowe probeer maak is bietjie dom, okay? En gaan skaam kry eendag. Alright. Nou gebruik hy 'n storie om vir ons te verduidelik hoekom is dit dom. Luister baie mooi hoeveel keer die woord he gebruik word, met ander woorde ek, he, okay? Want het is belangrik as ons kom by die volgende deelte. Okay, the ironsmith. He takes a cutting tool and he works it over the coals. He fashions it with hammers and works it with his strong arm. He becomes hungry and his strength fails. He drinks no water and is faint. The carpenter stretches a line. He marks it out with a pencil. He shapes it with planes and marks it with a compass. He shapes it into the figure of a man with the beauty of a man to dwell in a house. He cuts down cedars, or he chooses a cypress tree or an oak and lets it grow strong among the trees of the forest. He plants a cedar and the rain nourishes it. Then it becomes fuel for man. He takes a part of it, okay? As jy storie verloor het, man plant die boom,
Hy vat die boom vir fuel, okay? He takes a part of it and warms himself. Hy maak 'n vuurtjie. He kindles a fire and he bakes bread. Also, na hierdie gedoen het, makes a god and worships it. He makes it an idol and falls down before it. Half of it he burns in the fire. Over the half he eats meat. He roasts it and is satisfied. Also, he warms himself and says, aha, I'm warm. I've seen the fire. And the rest of it he makes into a god, his idol, and he falls down to it and worships it. He prays to it and says, deliver me, for you are my God. Dieselfde boom wat hy afgekap het en met vuur gemaak het, gaan buig neer en sê, red my, na ek jou afgekap het. They know not, nor do they discern, for he has shut their eyes, so that they cannot see, and their hearts, so that they cannot understand. No one considers, nor is there knowledge or discernment to say, half of it I burned in the fire, I also baked bread on its coals, I roasted meat and have eaten, and I shall make the rest of it an abomination. Shall I fall down before a block of wood? He feeds on ashes, a deluded heart has led him astray, and he cannot deliver himself or say, is there not a lie in my right hand? Dis ironies dat die persoon sy eie God maak en dan aanbid. As die godsdiens of sy beeldjie of wat ook al hy maak, vanuit homself kom, hy het dit saamgestel, hy het dit gemaak, is hy nie dan soveel meer superieur as dit wat hy gemaak het nie? Is hy nie soveel beter as dit wat hy gemaak het nie? Is hy dan nie eintlik God nie? Kyk saam met my na die ander verskillende gelowe, dat sal opkom vir julle op die skerm, en ek wil sien hoe daar 'n sinonieme kontras is met hierdie en dit, van hoe al die ander gelowe, en ek sê erg, al die ander gelowe buiten Christendom, soveel meer gaan oor die mens wat het gemaak het, die mens wat iets moet doen, en die mens wat eintlik God self moet wees, maar niemand sien dit raak nie. Behoort op te kom, daar's 'n paar. Nou, dis is die top 12 of 18, ek weet nie hoeveel daar is nie. Ek gaan vinnig deur dit gaan, ons gaan nie elke in diepte deur gaan nie, maar ek wil net julle moet deurkry. Okay, soos agnosticism, ons weet dis wanneer iemand kan of nie kan verstaan of God is of nie, maar hy gee eintlik nie om nie. In kort, ateïsme glo glad nie in 'n God nie. Dan het ons die Baha'i. Okay, the faith began in Persia in 1844. Okay, ek gaan daar stop, jy kan die res lees. So die geloof begin in 1844. So 1844 begin die geloof. Okay. So wie dink julle het dit saamgestel? Definitief mense. Jy kan nie in 1844 iets saamstel en dan sê nee, dit was altyd daar nie. Okay, ons kan aangaan. Dan het ons Boeddhism. Okay, ons weet Boeddhism, ek kan nie al lees nie, maar dit is a living based on the teachings of something. The 5 precepts are the basic rules of living any Buddhist life. So refrain, doen hierdie, doen daai, moenie dit doen nie. Okay, pretty much Buddhism, en as ek reg is, het Boeddhism ook 'n Boeddha beeldjie wat definitief gemaak is deur iemand, wat baie ironies is want ons het nou net al gelees. Maar Boeddhism, soos baie ander gelowe, moenie dit doen nie, moenie dat doen nie, doen dit en dan sal jy gered word. Okay, so eintlik moet jy jouself red. Okay, dan het ons Christendom based on the teaching of Jesus Christ. Christian groups differ in their interpretation of his teaching, life, death and resurrection, but these matters are the heart of the way of life of all of them. Ons gaan nou weer in diepte na dit kyk. Ons kan aangaan, humanist is 'n baie weird ding. Pretty much moet jy 'n baie goeie lewe leef. Daar's eintlik religious goed aan dit geheg nie. Letterlik hulle geloof. Dan het ons Hinduism in a tradition of related beliefs and practices that developed in the Indian subcontinent. Core ideals and values shared by most Hindus would include respect for elders, reverence for teachers, regard for guests and tolerance of all races and religions. So basically is dit weer eens geloof wat amazing is om die mense beter mens te maak, maar weer eens dit wat jy doen en hoe goed jy leef is afhangend van of jy gered gaan word of nie in hulle geloof. Islam, ons weet is die moslim geloof, ons weet daar's amazing hoeveelheid tradisies en routines en 5 keer 'n dag en 'n pelgrimsreis wat jy moet volg as jy eintlik wil gered word in die Islam geloof. Okay? So dit gaan letterlik oor wat jy doen, jou prestasies en jou dinge wat jy bereik in jou lewe. Alles gaan rondom eintlik of jy 'n goeie lewe leef en niks anders nie, want ons laastens Judaism, en ons weet Judaism is eintlik, sal ek sê, kan of die naaste aan Christendom. Hulle glo net God het glad nooit mens geword nie, maar nog steeds hou hulle vas aan die ou wet en tradisies, en so hulle moet ook seker hoeveelheid goed nakom vir hulle om righteous te wees. Okay.
Nou, ek het baie vinnig oorgegaan en julle kan in diepte in almal ingaan. Ek gaan dit nie nou doen nie, maar gaan kyk na elke geloof. Gaan kyk of daar enige ander geloof is buite Christendom waar jy nie of waar jy gered kan word sonder dat jy iets moet doen, iets moet wees of sonder dat die geloof deur mense saamgestel is en hulle eintlik dan die God is. So, wat ons sien is dat alles draai, al die ander gelowe draai rondom die mens se aksies. Okay? Die mens se aksies en hoe die mens moet lewe en hoe goed die mens moet wees en hoe die mens homself na die hemel toe moet vat. So weer eens, as ons daai argument volg, as die mens dan homself kan red deur sy eie aksies, is hy dan nie meer kragtig as die aksies of die geloof self nie. As ek myself kan red, is ek dan nie 'n God nie? Maak dit sin? Elke ander geloof word gebaseer op wat jy reg doen en hoe goed jy is. So kyk links aan my, jy het nie hierdie reg kry nie, jy gaan nie gered word nie, maar ek is beter as jy en ek's eintlik 'n tipe van 'n God want ek kan myself red. Jy gaan dit nooit reg kry nie want jy is swak. Dis regtig die gist van ander gelowe. Nou wil ek eers moet draai na Christendom toe en ek wil weer julle moet saam met my lees in die teks. Onthou hoe ons gelees het elke keer he does this, does that, whatever, he. Kyk hoeveel anderste is ons God van die Bybel. Vers 21, lees saam met my. Remember these things, Jacob, for you, Israel, are my servant. I have made you. You are my servant, Israel. I will not forget you. Hoor hierso. I have swept away your offenses like a cloud, your sins like the morning mist. Ek vat jou sondes weg, nie jy nie. Niks wat jy doen of regkry of hoe goed jy is kan maak dat jou sondes verdwyn nie. Nee, ek vat jou sondes weg. Ek skuif dit uit die pad uit. Return to me for I have redeemed you. Ek red jou, herstel jou en bring versoening met jou. En so wat doen ons? Hoe reageer ons? Doen dit, doen dat, doen... Nee. Sing for joy, you heavens, for the Lord has done this. Nie jy nie. Shout aloud, your earth beneath. Burst into song, you mountain, forest, and all you trees. For the Lord has redeemed Jacob, he displays his glory in Israel. Remember these things, O Jacob and Israel, for you are my servant. I formed you. You are my servant, O Israel. You will not be forgotten by me. I have blotted out your transgressions like a cloud and your sins like mist. Return to me, for I have redeemed you. Ek wil ons met inneem dat hierdie God is soveel anders as enige ander God. Hier is die God van die Bybel en van Christendom. Radikaal anders as enige ander God wat deur die mens uitgedink kon word. Hierdie God, die God van die Bybel, is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy het jou gevorm in jou ma se moederskoot. Hy het alles geskape van die begin af. Hy was daar en hy sal nooit weggaan nie. En in kontras en enige ander geloof, het ons God, wat alles geskep het en jou gevorm het, mens geword. Deur Jesus, om vir jou verlossing te bewerkstellig op 'n houtkruis. Wat gelyk het of hierdie God so swak was, gehang het, daar het hy oorwinning bewerkstellig. En daar het hy dit moontlik gemaak vir jou, om vergifnis van sonde te kan kry, versoening met Jesus, hoop vir 'n nuwe lewe. En ons kan net bekeer en glo. Dis al. Timothy Keller skryf in Reason for God, en dis die boek wat ons gebruik as hulp vir ons in hierdie reeks. Christianity not only leads its members to believe people of other faiths have goodness and wisdom to offer. Ons het gesien hoeveel van ons gelowe behels goeie lewens. It also leads them to expect that many will live lives morally superior to their own. Most people in our culture believe that if there is a God, we can relate to him and go to heaven through leading a good life. Let's call this the moral improvement view. Christianity teaches the very opposite. In the Christian understanding, Jesus does not tell us how to live so we can merit salvation.
Rather, he comes to forgive and save us through his life and death in our place. God's grace does not come to people who morally outperform others, but to those who admit their failure to perform and who acknowledge their need for a Savior. So, as Christene kan ons verwag om ongelowiges te gekry wat baie nicer, baie ouliker, baie cooler is as ons. Hoekom? Want Christene word nie aanvaar deur God op grond van morele prestasies of hoe cool of oulik of slim jy is nie. Nee, ons word aanvaar te dank aan wat Jesus Christus gedoen het in ons plek. En hierdie julle, in kontras teen enige ander geloof, hierdie is goeie nuus. Meeste godsdienste en filosofieë van lewe aanvaar dat jou geestelike status hang af van jou godsdienstige prestasies. En dit lei outomaties tot soveel hoogmoed en idee dat jy superieur is tot die persoon langs jou wat dit nie kan doen nie. En Christendom het nie hierdie effek nie, julle. So moenie laat dit hê nie. Moet nooit dink jy is cool of oulik dat jy Christen kan wees nie. Nee, dit was nie jy nie. Jy is bloot gered uit genade. En jy kan net sê dankie Jesus. Ek kan soveel meer vir julle vertel van die wonderlike Jesus en hoekom Jesus Christendom soveel anders maak as enige ander geloof en hoekom dit die actual enigste ware geloof is en hoekom wanneer jy Jesus ontmoet jou lewe totaal en al sal verander, maar ek wil nie probeer om Jesus te analiseer en actually om afwater tot iets wat hy nie is nie, want dit is wat ek kan doen. Maar ek wil julle uitnooi as enigeen van julle vanaand sit en hierdie maak nog nie sin van jou, nou jy het nog steeds twyfel, gaan lees die Nuwe Testament. Gaan lees die evangelies, gaan lees die hoeveelhede witnesses wat skryf oor Jesus en wie hy is en wat hy gedoen het en hoe dit lewens verander het en ontmoet hom, want ek glo regtig Jesus is nie 'n tradisionele of religious leader nie. Nee, hy is 'n lewendige God, dat wanneer jy met aanraking kom teen hom of met hom, jou lewe absoluut sal verander. Ek glo dit in my hele hart. Jy kan nie anders of self te bly nadat jy met Jesus in aanraking gekom het nie. Hy is 'n lewendige God. Hy wil jou ontmoet, hy wil jou lewe verander en hy sal jou lewe red. Bekeer en glo. Hoor wat hy vir jou te sê het. Ontmoet hom. En vir elkeen van julle wat nie sit en hier is eintlik vir julle topic wat julle dink nee, maar eintlik gee ek nie reg om oor nie. Ek is 'n Christen, ek's fine en jy weet, ek dink ek het hierdie nodig nie. Ek wil nog steeds jou vra. Gaan lees oor Jesus. Want dit help jou om sekerheid te kry dat jou God die een ware God is. En help jou om te weet wie jou Jesus is. En help jou om hierdie Jesus te kan verkondig aan die wat twyfel in hom. Kom ek bid vir ons. Ja, Here, ons het eintlik so vlugtelik gekyk na 'n vraag wat so diep kan behandel word. Ons het vlugtig gekyk na iets wat soveel meer oor gesê kan word en ek nie die verstand of wysheid het om te kan doen nie, maar Here, ek is so oortuig in my hart, daar is geen ander God behalwe U nie. Here, want U red en U is genadig en U het gekom deur Jesus om alles te doen in ons plek. Wie het 'n God soos dit? Wie het 'n God soos Jesus wat sê, ek neem jou plek op daai kruis. Glo in my en jy het ewige lewe. Here, ons sê vir U dankie vir hierdie goeie nuus. Ons sê vir U dankie vir wat U kom doen het in ons plek, want ons sou nooit goed genoeg kon wees nie. Here, mag hierdie ons bemoedig, mag hierdie ons versterk, mag hierdie ons oortuig dat Jesus is die een ware God en dat die wêreld dit moet weet. Gebruik U woord in elkeen van hierdie mense se harte. Asseblief, Here. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.